Van die grootste frustrasies wat ek al ervaar het, is wanneer God stil is in my lewe en ek weet nie presies wat om te doen nie. Dan wonder ek, wat is my volgende ding wat die Here wil hê ek moet doen? En dan kan ek myself so vasvang om iets te wil doen vir die Here, iets groots. Ek moet na die volgende siel na die Here toe ry, ek moet die volgende event dalk reël, ek moet die volgende kerk gaan preek, of ek moet die volgende persoon sien, of nog 'n koffie gaan met die volgende groot leier, of hoe ek al dit voel dit vir my partykeer, ek kan nie net niks doen nie, ek moet besig wees met die werk van die Here. En eendag sien ek 'n ding baie mooi, en 'n tannie, die storie gaan so, die tannie kom na die pastoor vertel die storie self. Sy sê vir hom, pastoor, jy kan nie so hard werk nie, jy moet 'n slag rus. En die pastoor sê vir die tannie, ek kan nie gaan rus nie, want die duiwel rus nooit. En haar respons tot sy antwoord was gewees, wie volg jy, vir die duiwel of vir Jesus? Jesus rus. Die Bybel sê, nadat Jesus opgevaar het, hy gaan sit aan die regterhand van God. Hy werk nie meer nie, hy sit, hy is seated, hy is rested, hy rus. Op die 7de dag het God gerus en dan sien jy hom nooit weer werk nie. Hy rus, God rus. En ek en jy moet in sy rus kan kom. Dat ons nie heeltyd dink ons moet besig wees met die dinge van die Here en dan hou ons besig met 'n klomp goeders wat eintlik nie saak maak. Ek wil vir jou iets lees in 1 Korintiërs 3, hier van vers 12 af, in die Passion Translation sê die volgende. So the quality of materials used by anyone building on this foundation will soon be made apparent, whether it has been built with gold, silver, or costly stones, or wood, hay, and straw. Their work will soon become evident, for the day will make it clear, because it will be revealed by a blazing fire. And the fire will test and prove the workmanship of each builder. Dis ek en jy, ons is bouers. Die Bybel sê, my en jou werke gaan met vuur getoets raak. Was ons werke goud, of silver, of costly stones, of was het wood, hay and straw? En hierdie werke gaan met vuur getoets raak. Vers 14 sê, if his work stands the test of fire, he will be rewarded. If his work is consumed by the fire, he will suffer great loss. Yet he himself will barely escape destruction, like one being rescued out of a burning house. Hier sê die woord, dat ek en jy, ons werke gaan getoets raak met vuur eendag. Dit gaan getoets raak of ons met goud, silver of costly stones gebou het, of het ons met hay, wood of straw, hout, hooi of strooi gebou, en dan gaan vuur op dit val, en dit gaan getoets raak, en volgens dit sal ons 'n beloning kry in die hemel. Nou ja, hier sê hy, al brand jou werke alles op, gaan jy dit net maak, soos een wat nou net uit 'n brandende huis uit ontsnap het. Jy gaan dit net maak, en jy is in. Nou jy kan sê, yes, great, ek is in, ek het dit net gemaak. Maar hey, ek is nie hierso om eendag in die koninkryk te kom, en dan sê ek vir die Here, Here, ek het dit net gemaak hierso nie. Ek het so 'n ding wat ek sê, ek wil eendag in die hemel kom, en die Here sê vir my, Jesus Picard, jy het my besig gehou op aarde, ek love it. Kom in, enter the joy of your Lord. Kyk hier, al die belonings. Nou, kan jy vir my sê, ja Picard, ek sien na vir die beloning. Jesus is my beloning. Hy is my beloning, maar die Bybel praat van belonings wat ons gaan kry. Nou imagine, daar is hierdie lang, want die Bybel sê ons gaan kom na die bruidegom, na 'n fees toe. Ons gaan 'n feesmaal met die bruidegom, 'n groot troue in die hemel hê. Hier's 'n lang tafel. Al die ouens met groot krones sit voor naby Jesus. Ek en jy, as ons nou nie goeie werke het nie, dan sit ons daar agter. Ons sit daar in die verte. Ons moet nou ver af by die tafel kyk. Ek weet nie wat gaan lyk nie. Maar ek is nie hierso om te wonder gaan ek dit net maak. Ek wil inkom. En dit is so interessant dat hy sê die wisdom build her, hier is die footnote, sê wisdom build her house with divine substance, goud, redemption's fruit, silver, and transformed lives, costly stones. So ek en jy wys bou, dan bou ons met goud en silwer en lewens wat getransformeer word deur ons lewens. Dan gee hy daarso skrif, wood, hay and straw emblems the works of the flesh, the building materials of men, not of God. Nou hier is wat ek vir jou wil sê. Die werke wat jy gaan doen, is die werke wat God jou gegee het om te doen. Nou jy kan ook vandag hier sit en die Here sê vir jou, jy moet jou buurman tot bekering bring. En al wat jy besig is om te doen, is beplan hoe jy die 10 miljoen ander mense in Afrika gaan bereik. Dan is dit great, kom jy in die hemel eendag, maak dit net jou werk het gekom, jy sê, Here, maar hoe meen jy, ek het 10 miljoen ouens tot bekering gebring, en sê die Here, ek weet, maar ek het jou gevra om jou buurman tot bekering te bring, en hy het dit nie gemaak nie. So jy het nie jou job gedoen nie, jy is gered, jy is in, maar jy het nie jou job gedoen nie. En is baie maklik om rond te kyk wat ander ouens doen en dink jy met dieselfde doen, dan mis jy wat God jou voorgeroep het. Dit is so belangrik om te doen waarvoor die Here jou geroep het. En as God stil is in hierdie seisoen, rus, gaan speel golf, gaan gym toe, gaan hou vakansie, doen
rus. Spandeer tyd met jou familie, kinders, kleinkinders, vriende, rus. Tot wanneer God vir jou gesê het, wat jy volgende moet doen. Want anders dan gaan jy besig raak met 'n klomp goed, wat nooit God se wil vir jou lewe was nie. Vader, ek dank U in hierdie seisoen, Here, wanneer dit stil mag wees, in wat ook al manier, dat ons net sal doen waarvoor U ons geroep het, dat ons nie een oomblik links of regs sal kyk wat ander mense doen nie, maar net sal gehoorsaam wees aan U stem. Jesus, ek bid, dat elke persoon wat hier kyk, dat as U stil is in hierdie seisoen, dat hulle net sal rus, dat hulle U sal soek, tyd met U sal spandeer, en rus, dat hulle sal weet dat U God is, dat U na hulle kyk, dat U plan met hulle lewe amazing is, en dat hulle nie hoef rond te staan en bond te staan, te kyk wat hulle volgende moet doen, net sodat hulle goed kan lyk in U oë nie. U kyk na hulle en U is reeds tevrede. En ek vra U vandag, Here, om hulle te seën. Seën hulle vandag. Sit U hand op hulle, mag dit nooit afkom nie. En Here, ek bid dat terwyl die ouens nog besig is om te werk aan die laaste opdrag wat U hulle gegee het, en ander ouens besig om te wonder wat U nog moet gee, dat daai ouens sal rus en die ander ouens 'n goeie rustyd na hierdie opdrag sal kry. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.